Vandag wil ek met jou gesels oor die baie bekende Matteus 11 vers 28. Ons gaan die volgmetode gebruik om te kyk wat ons uit die vers oor rus kan leer. Ons begin met die V van volg en vra dus eers die Here om ons te lei in ons studie van die vers. So kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die woord. Dankie vir alles wat U vir ons daarin laat opteken het. Dankie ook dat U eie woorde, wat U gesê het toe U hier op aarde was, ook vir ons daarin opgeteken is. Waar ons nou gaan kyk na dit wat U oor rus gesê het, vra ons dat U ons oë sal oopmaak vir die waarheid, en dat U vir ons sal wys hoe elkeen van ons dit wat ons leer, in ons eie lewens moet toepas. Amen. Goed, nou gaan ons oor na die O van volg, wat staan vir ondersoek die teks. As jy self die vers studeer het, sou jy dit nou gelees en dan in jou notaboek of joernaal neergeskryf het. Maar vir dit wat ons hier doen, gaan ons net lees wat staan in Matteus 11, vers 28. Daar staan: Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. As jy jou Bybel naby jou het, of jy het 'n Bybel-app op jou foon, kan jy gerus die verse voor en na Matteus 11 vers 28 ook lees, net om dinge in konteks te sien. Die volgende stap is die L van volg. Dit staan vir let op die lesse. Daar is sommer heel wat dinge wat ek in hierdie 16 woorde van Jesus raak sien. Nommer 1. Rus begin by Jesus. Wanneer ons die woord rus hoor, dink ons gewoonlik aan slaap of naweek of vakansie. Maar dis nie die rus waarvan Jesus praat nie. Die rus wat hy ons gee, is sielerus. Dis 'n rus wat ons kan hê, selfs wanneer dinge rondom ons in chaos is, want sy rus het eintlik niks met ons omstandighede te doen nie, maar met hom as persoon. Daarom is dit belangrik dat ons elke dag stil word by hom en tyd met hom spandeer, sodat ons sy rus uit sy hand kan ontvang. Nommer 2. Rus is 'n uitnodiging. Jesus begin die vers met 'n uitnodiging. Hy nooi ons uit om te kom. Hy forceer niemand om na hom toe te kom nie. Hy forceer ook niemand om die rus wat hy in sy genade vir ons wil gee, te aanvaar nie. Nee, hy nooi ons eenvoudig om te kom. Dis ons keuse of ons wil kom en sy rus wil ervaar, en of ons wil aanhou dra aan al die dinge wat ons oorlaai en ons uitput. Nommer 3. Rus is vir die wat erken hulle is moeg. Dit is nou eenmaal so dat daar baie van ons is wat nie wil erken ons dra swaar aan laste in die lewe nie. Vir baie van ons is dit moeilik om te erken ons het hulp nodig. En baie van ons probeer 'n front voorhou om ander te oortuig dat alles oukei is. Maar Jesus nooi ons om te kom en te erken dat ons moeg, oorlaai, belas, vermoeid en uitgeput is. Want is eers wanneer ons erken dat ons moeg is, wat ons gaan besef dat ons sy rus nodig het, en wat ons die uitnodiging gaan aanvaar, om te kom. Om eerlik met Jesus te wees, is dis die begin van rus. Nommer 4. Rus beteken om jou laste neer te lê. Iemand wat fisies besig is om 'n swaar sak op sy rug te dra, kan nie rus terwyl die sak op sy rug is nie. Hy moet die sak neersit, voordat hy regtig kan rus. Dieselfde is waar van die laste wat ons in die lewe dra. Hierdie laste sluit enige iets in van geestelike en emosionele laste tot die fisiese laste wat ons dra. As ons werklik rus wil hê, gaan ons die laste moet neersit. Jesus vra egter nie net van ons om ons laste neer te sit nie. Hy bied aan om dit namens ons te dra. Ware rus beteken dus dat ons laste van ons afgooi, sodat Jesus dit op hom kan neem. Nommer 5. Rus is iets wat Jesus gee. In die wêreld werk dit so dat 'n mens werk voordat jy kan rus. Dit skep by 'n mens die idee dat jy jou rus moet verdien. Dat jy eers jou hele doenlysie moet afhandel voor jy kan rus. Maar die rus wat Jesus gee is nie iets wat ons verdien nie. Dit is 'n geskenk uit sy hand. Daarom sê hy, ek sal vir jou rus gee. Ons moet egter leer om sy rus te ontvang, wat nie altyd vir almal van ons maklik is nie. Gelukkig kan ons teenoor Jesus erken dat ons sukkel om sy rus te ontvang en hom vra om ons daarmee te help. Nommer 6. Rus is 'n daaglikse verhouding. Jesus se eerste woorde, kom na my toe, is nie net 'n eenmalige uitnodiging nie. Dag na dag sê hy hierdie woorde in ons harte en hy wag vir ons om die uitnodiging te aanvaar en te kom. Want ons het elke dag tyd met hom nodig, sodat ons aan ons verhouding met hom kan bou.
Ons het elke dag tyd met hom nodig om ons laste op hom te werp, sodat hy dit kan dra. En ons het elke dag tyd met hom nodig om die rus wat ons net by hom kan kry, uit sy hand te ontvang. Nadat ons gekyk het na die lesse wat ons uit hierdie gedeelte kan leer, is dit tyd vir die gee van volg, wat staan vir gaan en wees 'n doener van die woord. Elkeen van ons gaan die lesse waaroor ons gesels het op 'n ander manier uitleef, bloot omdat ons almal unieke mense met unieke omstandighede is. Maar vandag wil ek vir jou 'n algemene aksiestap gee, sodat jy hierdie verse lesse kan gaan uitleef. Ek wil, soos Jesus, jou uitnooi om te kom. Kom na hom toe. Maak elke dag tyd, of dit nou in die oggend, deur die dag of iewers in die aand is, om na hom toe te kom. Begin by hom. Dis al. Sit net stil in sy teenwoordigheid en laat hom toe om sy rus in jou hart uit te stort. Die res van die lesse kan jy later byvoeg, maar vir nou is jou aksiestap om te kom. Jy sal beslis nie spyt wees nie. En as jy hulp nodig het daarmee, kyk dan gerus na die Stiltetyd skatkis wat in ons aanlyn winkel beskikbaar is. In die skatkis is daar 3 e-gidse wat jou gaan help om stil te word by die voete van Jesus, die volgmetode te gebruik om te hoor wat hy deur sy woord vir jou wil sê, en om in gebed met hom te gesels. Maak dus sommer vandag nog 'n draai in die aanlyn winkel en kry jou Stiltetyd skatkis, sodat jy kan begin om tyd met die Here te spandeer. Die skakel is in die beskrywingsblok hieronder. As hierdie video vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe en wenke. Baie seën vir jou en mag jy Jesus se uitnodiging aanneem en by hom stil word, sodat jy die rus wat hy vir jou wil gee, kan ontvang.